Sy, goed. So, baie welkom Pieter en dankie dat jy ingestem het om hierdie gesprek met my te voer. So, daar's nie 'n lang inleiding nie. Ek weet dat jy navorsing gedoen het en 'n artikel geskryf het oor die tema A Theology of Hope. En dit is so in lyn met 10 Days of Hope en die gesprek oor hoop. So dalk kan jy net iets sê van hoekom het jy in die eerste plek belang gestel in hierdie tema voordat jy bietjie meer vertel oor jou navorsing? Goed. Dankie Jolandi. Gaan jy die skyfies vertoon, Ek dan gaan kan ek sommer nou doen. die tweede skyfie toe beweeg om jou vraag te antwoord en dan kan ons van daar af verder beweeg rondom die artikel. Daar sy. Goed. Nou daar is gaan maar net terug. We begin. Goed. Hierso. Ja, dis die tweede skyfie, ja. Die vraag is waar die tema vandaan kom. Die tema kom maar uit 'n vorige artikel wat ek geskryf het van die kerkgeskiedenis. Dan terugblik op die jaar van hoop 2001. En ek het dit nou geskryf in 2021, was die artikel geskryf gewees. Die tema was dan die jaar van hoop 20 jaar later. En dan die vraag rondom hoop, waar trek ons? As ons nou kyk ook na wat gebeur het in die jaar van die hoop, ja, 2001, dan was dit iets wat voortgevloei het uit die FAM-kommissie wat in 1998 daar gestel is deur die Algemene Sinode van 98 wat gesê daar moet 'n kommissie wees vir wat met 'n kerklike perspektief praktiese voorstelle vir die probleme van armoede, versoening en moraliteit in Suid-Afrika moes gee. So die konteks op daardie stadium het hierdie nadenke genoodsaak en dis hoe die FAM-kommissie ontstaan het, wat dan aan die einde van in 2001 die jaar van hoop uitgeroep het as 'n deel van hulle werksaamhede. So die nadenke omtrent die jaar van hoop het dan nou mense ook gebring by die gedagte van 'n teologie van hoop en dit veral dan nou by monde van professor Piet Meyering wat by die opening van die jaar van die opening van die fakulteitsopening daardie jaar het hy gesê daar's 'n nodigheid dat daar nagedink word oor 'n teologie van hoop waaraan teoloë van elke dissipline moet meewerk. So dit was eintlik maar die gedagte wat my gebring het op 'n verdere gedagte om die teologie van hoop te ontgin. En my tema dan vir hierdie artikel wat nog nie gepubliseer is nie, is 'n teologie van hoop. Is dit maar net 'n vergete versigtiging? Of is dit iets waarmee ons ook vandag mee kan werk en wat ons op 'n manier weer moet probeer ontgin? So dis in kort dan om jou vraag te beantwoord oor waar die gedagte van 'n teologie van hoop vandaan kom. Dit kom maar van professor Piet Meyering en sy werk wat hy gemaak het in 2001. Hoorie en Goed, Pieter, dit is ek wil net sê dit is so in die tyd waarin ons nou is dit so 'n relevante tema. So dis eintlik ek weet jy het jy doelbewus dit nou in hierdie jaar gedoen met die verkiesing in gedagte of toevallig maar net so uitgewerk? Nee, glad nie. Dit het maar toevallig so uitgewerk. Ek werk saam met professor Johan van der Merwe van Tikkies. So ons het maar gesprekke oor moontlike artikels. En so ons het maar gepraat oor die vorige artikel en wat daai kan voortvloei en dit was maar die voortvloeiing uit daardie gesprek om te sê kom ons praat 'n bietjie van hoop, want aan daardie kant is daar ook aan sy kant is daar ook gedagtes rondom die hele tema van hoop en dat mens dalk ook 'n gesamentlike werk iewers op die tafel kan sit oor hoop tans in Suid-Afrika. Nee, fantasties, want ek dink dit is verseker 'n tema wat baie
relevant is. So vat ons deur jou navorsing en vertel ons meer van hierdie tema. Ons sien uit. Baie dankie Jolandi. Kom ons beweeg aan na die volgende skyfie. Ehm 'n teologie van hoop, die saak, 'n teologie van hoop, soos professor Meyering dit ook verduidelik het, die tyd na die Tweede Wêreldoorlog, was daar 'n sterk ontwikkeling gewees in die koninkryksteologie gewees, ook gegee die konteks en die toestand waarin die wêreld was. En dan die koninkryksteologie binne die apostolaatsteologie oor die uitgang van die evangelie in die wêreld in, wat 'n baie sterk invloed gehad het op Jürgen Moltmann se eie ontwikkeling van 'n teologie van hoop. En as ons nou oor 'n teologie van hoop besin, dan word daar ook genoem en dat dit nie 'n unieke moderne onderneming is nie, maar selfs in die patristieke era al was 'n kerkvader soos Augustinus ook besig met 'n teologie van hoop. Nou goed, ek het nie daarop ingegaan nie. Die omvang van die artikel het mens nie toegelaat om ook dit na te forsie, maar dit is al vir 'n volgende geleentheid as 'n mens ook wil gaan kyk na hoe daardie tyd die vroeë kerk ook nagedink het oor 'n teologie van hoop. Maar nietemin, die fokus was dan nou gewees op die moderne tyd, en dan spesifiek dan om agter te kom wat is 'n teologie van hoop, waarna professor Meyering verwys het, en in die geval dan die werk van Jürgen Moltmann met die gelyklopende naam vir sy boek, teologie van hoop, wat in Engels vertaal is, en dan teologie van hoop is in 1964 die eerste keer in Duits beskikbaar gestel. Nou waaroor gaan dit dan nou? Ek gaan na die volgende skyfie toe, dan kan ons maar net gou besin oor die gesprek vir vandag. In die eerste plek net te kortliks dan die begronding en die aktualisering van Moltmann se teologie van hoop, hoe het hy dit verstaan? 'n Teologie van hoop vir die tyd waarin hy was, en wat die relevantie ook daarvan is vir die moderne era. Kortliks het ek ook gekyk na resente ontwikkelinge in die onlangse tyd, wat het gebeur rondom 'n teologie van hoop. As daar ander ouens wat daaroor gedink het, en wat is die relevantie daarvan vir ons vandag, en dan nou om by professor Meyering se versigtiging uit te kom van die NG Kerk, wat ook 'n teologie van hoop nodig het, is daar enigstens 'n behoefte daaraan in die kerk, in die NG Kerk spesifiek dan binne die huidige konteks van Suid-Afrika. So dis maar waaroor die artikel kortliks handel, en dan gaan ek nou maar vinnig daardeur gaan. Jy is by die begronding daarvan. Moltmann sê dat in sy nadenke oor 'n teologie van hoop, dit nie noodwendig gaan oor 'n nadenke oor hoop per se nie. Wat is hoop? En dit is nie waaroor hy nadink nie. 'n Teologie van hoop begin vir Moltmann by die Bybelse geskiedenis van God se beloftes en hoe dit binne die teenswoordige konteks van die Christendom ter sprake kom en grondvat, en hoe dit die missie van die kerk na die wêreld beïnvloed, God se beloftes, die Bybelse geskiedenis van God se beloftes. Bauckham wat Moltmann se werk beoordeel, sê in 'n teologie van hoop, Moltmann se werk word die toekomstige eskatologiese teologie kontemporêr aangewend. Dis 'n poging van Moltmann om te sê, hoe help die eskatologie ons, die verwagting rondom God se beloftes ons vandag? Hoe kan ons dit kontemporêr aanwend? Goed, en dan interessante opmerking, en dis die rigting waarin Moltmann ook beweeg is, met die lees van die Bybel, is die gewaarwording dat dit 'n hoogs revolusionêr en selfs opreiende boek is. Want hoop wat ter sprake is, sê Moltmann, geld vir die hooplose, en nie noodwendig vir die optimis nie, vir die armlastige, maar nie vir die ryke nie, vir diegene waarop neergesien word om ondanks verkleinering moedig voort te gaan, vir die onderdruktes om waardig te leef. So in hierdie opsig beleef Moltmann dat die Bybel
revolusionêr opreiende boek is, nee, want dit kom staan aan die kant van die hooplose en die armlastige en die een wat verkleineer word, die onderdruktes. Goed, ons beweeg aan. Moltmann se interpretasie van die eskatologie is sterk praktykgerig, soos ons al reeds gehoor het, dit is sy invalshoek. Die vraag is, hoe raak dit grond? En dan sê hy, dis praktykgerig deurdat die Christelike hoop die motiverende krag agter die kerk se missionêre skakeling in die wêreld is. En veral dan Christelike betrokkenheid by die proses van sosiale en politieke verandering. Ook gegee die vorige skyfie, kan mens dink dat Moltmann in sy nadenk omtrent die teologie van hoop in hierdie rigting beweeg. As 'n eskatologiese toekoms vir die kerk geopen word, open dit dan ook die kerk vir die wêreld. En word die kerk die agent van eskatologiese beweging in die gemeenskap, wat die wêreld terug op die komende koninkryk van God. So, dis die fokus, die komende koninkryk van God, en Moltmann wil met die teologie van hoop, die kerk eintlik rig op die koninkryk van God. Goed, Bauckham, weer 'n keer in sy beoordeling van Moltmann se werk, vind dat, vir Moltmann vind die eskatologie volle waarde, waar dit op aktiewe wyse die ongeregtighede van die hede bloot lê, en die hoop ondersteun van die wat honger na verandering en die soeke na geregtigheid. So, ek dink dis die kruks ook van die teologie van hoop, en so raak dit ook prakties, en dan begin mens ook nadink oor die relevantie daarvan vir ons eie tyd, en dis wat mens ook in die artikel probeer doen het. Ons beweeg aan, deel van die aktualisering dan van die teologie van hoop, sien mens dat Moltmann, wat self binne die Calvinistiese teologie geopereer het, sê hy die Calvinistiese idee dat die volle openbare lewe onder die gesag van God staan, is vir hom 'n baie belangrike oorweging ook by die teologie van hoop. Die kerk moet dus betrokke wees, ook in die wêreld. Etiek moet ontwikkel word wat die kultuur en ekonomie van die dag krities beoordeel, en gereed is tot politieke weerstand teen tirannie. Dit is nogal wat baie sterk in Moltmann se werk ook na vore kom. So Calvinisme, wat die staat en sy konstitusies teologies binne die verbond van God plaas, bied die morele sanksie om weerstand te bied teen die skending van die staat se grondwet. En dan sê hy die gereformeerde tradisie bied 'n oproep tot legitieme weerstand, 'n pertinente verpligting van Christene in die aanskoue van hedendaagse politieke dilemma's. So Moltmann wil met die teologie van hoop dat die gereformeerde Calvinistiese wêreld sê ons het 'n verantwoordelikheid, en dat ons kerklike tradisie eintlik vir ons die geleentheid bied om ons stem te laat hoor as kerk, omdat ons ook die kerk volledig deel van die wêreld beskou, en ook andersom, dat die kultuur, ekonomie, politiek van die dag eintlik onder die heerskappy van God ook staan. En dis waar ons mekaar moet ontmoet. Goed, dis dalk ook die relevantie, nee, van die teologie van hoop, ook binne hierdie konteks. Dis dan ook te verstaanbaar dat in Moltmann se werk by 'n politieke teologie uitkom, as deel van die aktualisering van 'n teologie van hoop. En dan sê hy, binne die politieke teologie staan daar ook teologiese kritiek op twee vlakke. Institusionele kritiek, waar ons dan nou kritiek lewer ten opsigte van kerklike instellings se plek in die lewe van die moderne samelewing, en 'n ideologiese kritiek as die kerk se refleksie ook na binne. So, ons kyk 'n bietjie na buite met die politieke teologie, lewer kritiek, maar ons besin ook oor ons refleksie na binne in die eie ideologie wat ook die kerk dalk dryf. Kerk kan nie volstaan by sy eie verstaan van die sosiale en politieke realiteite nie, maar staan bewustelik tussen die Christelike eskatologiese boodskap van vryheid aan die een kant en die sosio-politieke realiteit aan die ander kant. En dit is maar in kort dan ook sy besinning oor die politieke teologie en die plek daarvan ook, as ons saam dink oor die waarde van die teologie van hoop in moderne konteks. Goed, ek beweeg aan,
Baukom weer in sy beoordeling van Moltmann se werk, in die teologie van hoop, sê hy, die doel is nie alleen om verandering ter wille van verandering te steun nie, maar om die moderne bewussyn van openheid met die inisiatief tot verandering in die rigting van die koninkryk van God terug. Dis weer 'n gedagte wat hier na vore kom, wat al reeds bekend is. Christelike hoop het te doen met die manifestasie van God se geregtigheid in 'n wêreld wat geken word aan lyding en ongeregtighede. Dit bring die hoop dat reg, vryheid en vrede oor onreg, onderdrukking en konflik sal heers. So dit is dan hoe die teologie van hoop ook realiseer, om verandering te bring. Is dan een van die dryfvere van 'n teologie van hoop, en binne 'n konteks van lyding en ongeregtigheid. Ons beweeg aan nog verder rondom Moltmann, aktualisering van 'n teologie van hoop, so treffend wat Moltmann ook oor die volgende skryf. Hy sê hoop as 'n eksperiment met God. Hope is an experiment with God, with oneself and with the history. Elke nuwe begin bevat 'n surplus van hoop, want andersins sal niks nuuts begin word nie. Waar iets met hoop aangepak word, is die vooruitsig van nuwe ervarings. En ek dink dis vir ons belangrik in ons eie nadenke ook vandag. As ons dink oor hoop. En wat is hoop? Wat doen ons met hoop? Wat is die waarde van hoop? Dan hoor ons hierdie mooi gedagte van hoop. Ekskuus, jy net weer terug na die vorige skyfie toe. Elke nuwe begin bevat 'n surplus van hoop, want anders sal niks nuuts begin word nie. En dan hoor ons waar Moltmann vandaan kom ook met hoop. Wat is die gronde van hoop? Dis gegrondves in die eskatologie. Eskatologie wat grondvat ook in ons hedendaagse tyd om verandering en vernuwing te bring. Goed, kom ons beweeg aan. Ons beweeg dan na die volgende gedagte wat ek gesê het. Ek het ook gaan kyk in die artikel na meer resente nadenke omtrent 'n moontlike teologie van hoop. En dis baie opmerklik gewees dat as mens kyk dan die meer onlangse tyd en die nadenke wat plaasgevind het rondom teologie van hoop, dan vind ons dit by die Emergent Church, op die ontleikende kerk, wat nou 'n paar jaar gelede dalk die buzzwoord was, die modewoord was. In die laaste tyd het dit dalk 'n bietjie minder op die voorgrond gewees. Maar ek dink as mens gaan kyk ook na hoe die Emergent Church op die ontleikende kerk nagedink het oor hoop, dan is daar baie waardevolle goed wat ons eintlik oor moet nadink as uiters relevant, ook vir ons eie nadenke omtrent hoop in ons gemeenskap. En die eerste is dat ons moet besef, Christene is mense van hoop, by wie die gewaarwording is dat in die werk en boodskap van Jesus die potensiaal ontsluit is vir betekenisvolle genesing van elke dimensie van die lewe, met implikasies vir die hede en die toekoms. En waar teologie en praktyk beter integreer, is hernuide klem op die evangeliese sosiale dimensies en raak dit sake aan wat wissel van gemeenskapsontwikkeling tot globale geregtigheid. En iets hiervan hoor 'n mens dan ook by Moltmann en by die Emergent Church dalk die koneksie ook met die teologie van hoop, want hulle verstaan ook dat hoop op hierdie vlak 'n verandering moet bring. Dan die volgende, Christen, jy kan maar aanbeweeg, Jolandi. Nog 'n gedagte is 'n gemeenskap van hoop wat uitreik na diegene op die kulturele, politieke en sosio-ekonomiese periferie, bewerk 'n gevoel van diepgaande verlossing. So vir die Emergent Church is verlossing iets wat nie net op 'n persoonlike vlak lê nie, maar is 'n kollektiewe ervaring. En dit moet dan die gemeenskap raak, en veral die op die periferie, die mense wat uitgesluit voel, want gemeenskap van hoop moet ook daar hoop bring en verlossing bring. Dit is 'n baie belangrike gedagte wat ook
in die ontleikende kerk na vore kom. So verstaan, dring verlossing Christen om hulle hoop in verband te bring met die hoop van die groter gemeenskap. En word evangelisering en sending ook herdefinieer, want ons gaan op 'n ander manier dan om daardie diepgaande gevoel van verlossing te bewerk. Sosiaal, polities, sê die ontleikende kerk ook, moet daar verlossing gebring word. En Christene, wat deel is van gemeenskappe van hoop, het ook hierdie verantwoordelikheid. Kom ons beweeg aan. Die gedagte van hoopvolle geloof, bereken die feit dat godsdienstbeoefening deur 'n gegewe gemeenskap se kultuur beïnvloed word. Dit is soms moeilik vir mense om hulle eie kultuurtendense te begryp, maar dit kan egter vir Christene van waarde wees om die toksiese aspekte te ken van die kultuur waarvan hulle deel is, sodat alternatiewe waar nodig bedink kan word. Goed, so ons moet ook besin oor hoe ons geloof vervleg is met ons eie vooropgestelde idees, kultuur, tendense, en dis moeilik om hierdie oefening te doen. Maar ook daar lê vir ons hoop, want ons kan die toksiese aspekte dan ook erken as ons eerlik omgaan met ons eie kultuur. Die kerk moet bereid wees om die kritiek van die koninkryk van God en die geldende kultuur ook kerklik te verreken, en moet daar dinamiese interaksie wees met die omliggende kultuur, om ook die verandering dan daar te bring. So kritiese solidariteit wat 'n mens ook toon. Dan ten slotte ook wat die Emergent Church betref, op die hoopvolle weg vorentoe, is die fokus op 'n praktyk waarin hoop verskille omarm en die gesprek omtrent etiek dit nie buite 'n rekening laat nie dat Jesus in sy sending mense genooi het tot die volheid van die lewe. Die volheid van die lewe wat te vind is in die koninkryk van God. So ons hoor weer hierso weerklank met die teologie van Moltmann. Hy het mense nie geroep om sekere idees of oortuigings aan te hang nie. Jesus het mense genooi om hom te volg in 'n sekere bestaanswyse in die wêreld. Dit is 'n poging om die wêrelde waar mense leef en aanbid in Christus te versoen ter wille van die evangelie. Goed. Dan beweeg ons aan. En die vraag is dan met dit in gedagte, en ons moet nou verstaan ook dat die gesprek nou maar kursories is van dit wat in die artikel staan. Daar is 'n bietjie meer detail dan in die artikel rondom hierdie sake. Maar die vraag is daar 'n wesenlike behoefte aan 'n teologie van hoop, wat 'n mens dan ook op hierdie wyse verstaan. As ons gaan kyk na die konteks vandag, en die artikel bou daarop uit. Ek gaan nou nie in die gesprek vandag nou baie op die konteks ingaan nie. Ek dink ons verstaan ons konteks is 'n baie goeie begrip van waar ons tans bevind, globaal, nasionaal en plaaslik. In die artikel word 'n bietjie meer breedvoerig gepraat oor die uitdagings wat ons beleef, die relevansie wederkeer oor versoening, armoede, morele verval, morele herstel, die goed van 2001, hoe relevant is dit vandag nog steeds? En dan dink ek wel, daar 20 jaar verloop, maar wat hierdie goed betref, is daar nog steeds groot uitdagings. Maar in die artikel dan, deur ouens wat oor die saak nadink, oor ons konteks vandag, word die volgende identifiseer. Daar's 'n dringende behoefte wat vandag bestaan aan innoverende en samewerkingspogings waar belanghebbers oor alle sektore sterk vennootskappe met mekaar moet smee. Om 'n holistiese benadering tot hierdie uitdagings te verseker, moet die regering, private ondernemings, akademici en die burgerlike samelewing by hierdie vennootskappe betrokke word. En dis eintlik waar die kerk dan ook op die toneel verskyn as burgerlike instelling. Moet ons hande vat om sake aan te spreek in ons gemeenskappe, in ons samelewing, waar groot uitdagings beleef word. En dis nie net een organisasie se verantwoordelikheid nie. Ek dink die nadenkers rondom wat gedoen moet word, sê dit is baie belangrik dat ons sterk vennootskappe met mekaar sal spreek. Dit is tyd om op te tree, om beleid te beïnvloed, besluitneming te rig in Suid-Afrika te stuur na volhoubare groei en stabiliteit. Ons is dalk weer op so 'n punt, en as mens nou ook dink aan die komende verkiesing, dan is daar 'n rypheid, wat 'n mens ook hoor
rondom iets nuuts wat moet gebeur. En hiervoor is individuele en organisatoriese stemme nodig, wat die nodige hervormingsbeslissing kan voorstaan en bepleit. So, dit is van iets rondom ons konteks en die behoefte wat mense ook in die konteks raak lees vir iets nuuts. En dan interessant dan ook, by die laaste algemene synode, die ASM se verslag gedien, en hulle het ook breedvoerig oor hierdie sake gepraat, oor die konteks van vandag. En in die verslag is gemeld dat die moraal van die Suid-Afrikaanse burgers tot nuwe laagtepunte gedaal het. Die NG Kerk het binne ekumeniese geleedere deelgeneem aan publieke protes teen magsvergrype, swak regering en onvanpaste beleide. En ek dink dit is dan iets wat die kerk uitvoer, wat Moltmann ook aanvoer, die kerk behoort te doen. Ons moet nie daaroor skaam wees nie, en ons moet eintlik dan op gepaste wyse deelneem aan die openbare debat. En dan die ASM dan ook, ek gaan net terug na die vorige skyfie, die ASM is egter ook van mening dat die kerk beter as ooit verstaan wat 'n verskil die kerk kan maak deur getuienis te lewer omtrent Christus, die vredevors en die koning. Die kerk se gebed in hierdie verslag van die ASM was dat die Here die kerk helder en duidelik sal lei en gebruik met die oog op die aanbreek van sy koninkryk in duisende lewens en lande en wêrelde, sodat God al die eer daarvoor kan ontvang. En ek dink onwetend het met hierdie gebed eintlik iets gesê van wat die bedoeling van 'n teologie van hoop is, en dat ons ook dit sal nastreef op 'n baie praktiese wyse. En dan gaan ons na die volgende skyfie toe gaan, en wil ek dan nou vra, ook 'n nadenke rondom die teologie van hoop in die konteks waarin ons tans bevind. Is 'n teologie van hoop, soos Piet Meyering dit uitgewys in 2001, enigstens relevant? Is dit nie maar 'n oefening in nostalgie nie, of is dit regtig iets wat ons moet ondersoek? En as dit dan die geval is, dan hoor ons wat Piet Meyering ook gesê het in 2001, dat verskillende teoloë uit verskillende dissiplines ook aan hierdie saak moet meewerk, want dit is 'n omvattende saak, as ons ook moet dink aan die toepassing daarvan in praktyk, en ons die kerk ook moet bemagtig om hieraan uitvoering te gee. Goed, en dan die laaste skyfie, maar net vir ouens wat sou belangstel rondom verdere leeswerk, en binne ons eie konteks, Simon, daar uit die omgewing van die Kaap, het nogal met sy MTA verhandeling aandag gegee aan Jürgen Moltmann en Russell Botman, binne Suid-Afrikaanse konteks, weer 'n bietjie hierdie gesprek gevoer oor hoop en die teologie van hoop. Hy het nogal breedvoerig ook hieroor geskryf, en ek dink is ook goeie leesstof vir iemand wat verder hieroor wil gaan lees binne Suid-Afrikaanse konteks. Goed, dit dan wat ek vanmôre julle kan aanbied, Jolandi. Ja, sy. Hoorie, hierdie is 'n groot geskenk. Dit jy het vinnig daardeur gedraf, maar dit is gewigtige goed. So ek gaan net so 'n bietjie reflekteer. En sê hoekom ek dink dit is so belangrik in 'n geskenk. So heel eers ek dink daai die eerste skyfie wat jy oor gesels het om te sê dat die bron van die hoop is God en dan uit die aard van die saak die Bybel. En ek dink wat 'n mens kan mishoor is dat daai kritieke gesprek met 'n hulle gebeur. Jy weet, met andere wat die punt soort van mis, maar wat by my opgekom het is dat as jy regtig erns maak met God se visie vir die wêreld en 'n teologie van die koninkryk, dan is dit behulpsaam om jou eie blinde kolle ook vir jouself uit te wys. Want ons is binne in 'n politieke bestel. Ons is deelnemers daaraan. Die kerk staan nie buite dit nie. So ons het nie 'n objektiewe visie van hoe goed is en dan kan ons kom met 'n antwoord soort van nie. So 'n eerste ronde amper is om jouself te suiwer op 'n manier.
En vir die Here te vra, hoe kan ek met my eie posisie binne in 'n politieke bestel of 'n ekonomiese bestel of 'n kultuur van die dag, hoe wys vir my uit hoe's ek dalk besig met ongeregtigheid of 'n wêreld wat verwyder is van God se. Stem jy saam met my dat dit is absoluut Absoluut. Nee, ek dink dit is wat die teologie van hoop doen, of wil doen. En ek dink wat Moltmann se bedoeling ook daarmee was, is om juis om, ek het dit vroeër genoem, die institusionele kritiek uit te oefen en die ideologiese kritiek uit te oefen. Want jy kyk in twee rigtings dan, soos jy gesê het. Kyk na die wêreld, kyk na die plek van die kerk in die wêreld, en waar die kerk tans bevind, en ons kyk maar ook hoe ons beïnvloed word, met deur ons eie ideologiese gedagtes, en hoe dit dan die kerk ook stuur, en die kerk se aard en karakter beïnvloed. En ek dink daardie gesprek moet ons deurgaans as kerk voer, want mense word baie gou ook in ideologie ingetrek sonder dat mense bewus is daarvan. My PhD studies het gegaan oor sekularisering in die NG Kerk, en daar het ook maar weer 'n keer uitgewys, dat ons is nie bewus van hoe ons kultuur ons vorm en hoe dit die kerk beïnvloed nie, en ons eie gedagtes as mense en Christene beïnvloed nie. So mens moet aktief bewustelik oor hierdie goed nadink. Ja. As mens eerlik wil wees oor die rol van die kerk in die wêreld vandag. Ja, so my tweede opmerking wat interessant vir my is die woord politieke teologie. Nou ek weet nie of ek onder 'n klip was of wat nie, maar dit is die jaar is die eerste keer dat ek daarmee te doen het. Ons gaan ook 'n boek lees van N.T. Wright oor Jesus and the Powers, waar hy ook praat bietjie oor 'n politieke teologie. En ek weet nie of dit die NG Kerk se geskiedenis is wat ons huiwerig maak vir iets soos politieke teologie nie. Maar die tweede punt wat jy gemaak het is om te sê dat die oomblik wat jy ernstig is met hoop, kom jy agter dat die evangelie revolusionêr is. Nou daar's 'n selfde versigtigheid vir daai woord wat ek optel tussen my kollegas. Toe ons nou besin het, hoe moet die kerk betrokke raak by die verkiesing byvoorbeeld? Was daar baie wat soort van gedink het, nee, ons moenie eintlik te veel sê nie, en as ons sê, dan moet dit pas op. Maar die ding van revolusionêr is dit is amper nie versigtig nie. Dis so wat as jy sou sê, as jy dink aan ons konteks en dat ons nou so bang is vir politieke deelname en alles wat jy gesê het is, maar as jy hoopvol wil wees, dan kan jy nie bang wees om deel te neem. Hoe sou jy daaroor dink? Ja, ek dink twee goed belangrik. Jy verwys in elk geval dan nou na waar ons vandaan kom, die geskiedenis van die NG Kerk spesifiek. En ek dink die twee probleem met die NG Kerk was die feit dat 'n burgerlike godsdiens vir 'n hele paar jare eintlik deel was van die NG Kerk, en dat politiek en kultuur en godsdiens in die kerk vervleg geraak het. Politieke teologie is iets anders. Dit moet nie verwar word met burgerlike godsdiens wat ons aangewoond was en waarvoor ons nou so versigtig is nie. Politieke teologie help ons om afstand te skep tussen kerk en politiek. Dit word nie vervleg nie, maar die afstand word geskep deurdat ons krities kyk na die politiek van die dag en watter rol die kerk ook kan speel in die gesprek rondom die politiek van die dag. En ek dink dit is 'n heeltemal 'n ander oefening. Want dit is meer 'n bewuslike aksie waarmee mens besig is. Die burgerlike godsdiens was iets wat spontaan begin gebeur het, ook gegee die geskiedenis. Dit het sy eie verloop gehad, as mens gaan kyk ook na die ontwikkeling van die burgerlike godsdiens en hoe die kerk homself daar moes loswikkel, En dit was 'n baie moeisame
traumatiese proses gewees vir die kerk en lidmate, en dis hoekom ons so versigtig is om ons weer daar te wil bevind. As ons net praat van politiek in die kerk, dan dink ons gaan onsself weer daar bevind, maar Moltmann maak dit baie duidelik dat dit nie 'n burgerlike godsdienst is nie. Balkom wat oor Moltmann praat ook baie spesifiek sê dit moet nie verwar word met 'n burgerlike godsdienst nie, die politieke teologie, maar dit gaan oor 'n deel van die kerk se nadenke en aksie, as ons wil hoop bring, en as ons na die gemeenskap toe wil gaan, dan moet ons ook die politiek van die dag aanspreek. En hoe spreek ons dit aan? En die politieke teologie, as ons nou gaan lees, dan staan middele wat ons moet daarstel om ook in gesprek te tree. Nou goed, dit is nie altyd so maklik nie. Juis aan die ander kant weet ons dat die kerk geïsoleer is in die moderne politieke bestel, maar moet die kerk dan stil wees? En Moltmann sê nie, die kerk moet nie stil wees nie. Dit is nou juist waar die revolusionêre gedagtes aankom nie. En hy het homself op die ouend gaan skaar ook by die bevrydingsteologie. En dis hoekom daar so baie kritiek is teenoor Moltmann spesifiek, want hy het kritiek gelewer oor die politiek van die dag. So hy is nie baie gewild, dalk in ons eie geleedere nie, omdat hy ook kritiek gelewer het op die politiek van die dag. Maar kom ons hoor dan dat die kerk nie hierdie funksie moet verloor nie, maar dat die politieke teologie juis ons in staat stel om wel sinvol dalk deel te neem in die politieke gesprek. Ja. So my laaste opmerking wat ek 'n bietjie met jou oor wil gesels is, so ek is betrokke by van die barmhartigheidswerk, en veral op nou by Tutela, en die vraag is baie keer dat of daar's mense wat opmerkings maak en sê dat daar 'n verwydering gekom het van tussen die kerk en barmhartigheidswerk, en dat die kerk baie van sy barmhartigheidswerk ge-outsource het. En so dis 'n baie kerklike manier om dit te sê, maar basies die kerk is nie so hands-on in die gemeenskap nie. En wat jy gesê het is eintlik 'n teologie van hoop, is wêreldgerig, is gemeenskapsgerig. So hoe sou jy dink, nê, kan gemeentes prakties daai bruggie nou oorkom? Hoe draai mens nou daai proses om waar die kerk eintlik bietjie verwyderd geraak het uit die nood en die behoefte van 'n gemeenskap, wat gepolariseer is, wat divers is, wat nie net ons mense is nie. Hoe raak die kerk nou in daai gemeenskap hands-on? Ja, wel, dis 'n geweldige vraag, en jy weet self dat die antwoord daarop nie so eenvoudig is nie. Maar daar's 'n klomp goed wat eintlik soos hekkies is, wat 'n mens moet oor. In die gesprek van die ontleikende kerk het hulle gepraat van institutional collisions, wat plaasvind. In hierdie nuwe manier van dink oor wat die kerk se rol in die gemeenskap moet wees. En dat jy regtig collisions het, botsings het, omdat mense het wat op 'n sekere manier dink en op 'n sekere manier funksioneer, en dan kom die boodskap na die kerk toe en die oproep na die kerk toe om betrokke te raak, en daai brug te oorkom is nie eenvoudig nie. Ek dink as mens ook kyk na wat sosiologies gebeur in ons gemeenskappe met ons lidmate, ons leef in 'n wêreld waar ons meer geïsoleer word. Mense kies daarvoor, die private sfeer wat al hoe belangriker word, die kollektiewe wat minder van 'n rol speel, omdat die kollektiewe baie keer bedreigend is. Vir my persoonlike lewe isoleer ek myself. Ek kies watter kontak ek wil hê, dit wat nie bedreigend is nie. Ek kies waar ek my wil bevind, met wie ek my wil assosieer. So daardie maniere van dink
beïnvloed die kerk en maak dit juist so moeilik om dan nou te sê, kom ons wees mense van hoop, kom ons wees gemeenskappe van hoop, kom ons leef 'n hoopvolle geloof wat die emergent kerk van praat, nee, maar dit is tog goed wat relevant is vir ons. So om daardie goed te oorbrug, ja, kan ek nie vir jou maklike antwoord gee nie, maar ek dink dis die goed waarmee ons mense moet lei en waaroor gepraat moet word. En daarom weet ek is dit dalk nie nodig dat ons in die kerk 'n teologie van hoop ontwikkel, waarmee kerke kan werk nie. Net praktiese goed waarby mense betrokke is, teoloog betrokke is, praktiese teoloog betrokke is om oor hierdie goed te dink. Want soos jy sê, ons het in bokkies begin dink, ons het die maatskaplike werk losgemaak van die kerklike lewe. Mense weet nie wat gebeur by Tutela nie, hulle weet nie eers wat is Tutela nie. So dit is iets wat baie ver weg is. En nou met ek weet nie wat by julle situasie is nie, maar hier by ons, wat die Tutela kantoor bedrywighede gestaak het as gevolg van die feit en dat daar nie subsidie is nie, is die boodskap baie duidelik van Tutela se bestuur aan die ringsgemeentes. Dit kom terug na julle toe, die barmhartigheidswerk kom terug na julle toe. Dit wat in die gemeenskap gebeur, ons kan nie dit ignoreer nie. Ons moet iewers hande vat met ander organisasies. En soos in die laaste opmerkings wat ek gemaak het in die artikel, die tyd is ryp, net dat daar samewerkingsooreenkomste moet wees en belanghebbers van die verskillende sektore, wat moet hande vat en boodskappe skep, sodat ons dinge kan aanspreek. En daarvoor is 'n klomp goed nodig, die regering, private ondernemings, die akademici wat moet help dink, die burgerlike samelewing. So ons sal dink binne netwerke en vennootskappe sal ons mekaar moet ontmoet om te help. En die kerk kan nie hierdie taak alleen verrig nie, maar ons kan saam met ander organisasies kan ons dalk 'n verskil maak. Ja. Goed. En die gees werk, nê, want so daai ek weet die bewoording van die ASM se 2030 of se toekomsvisie was daaroor issues, maar dit was een van die eerste goed wat gesê het dat kerke moet binne netwerke begin beweeg. Absoluut. So ek ja. Ek wou die opmerking gemaak het, ek besef nou ek het daai skyfie uitgelaat of ek nie 'n skyfie gemaak nie, maar ek dink dit is wel relevant. As jy sê al kom dit ook met kritiek, is dit iets wat ons nie kan ignoreer nie. Ja. En selfs die teologie van hoop is ook ontvang met klomp kritiek, dat dit te horisontalisties is. Maar ek dink daar's wel 'n vertikale dimensie wat baie sterk in die teologie van hoop uitkom, wat juist die horisontale beïnvloed. En dit kan ons nie ignoreer nie. Net om weer terug te kom by jou begin, by jou wegspringplek, nê. Dat jy kan nie, as jy erns maak met God se visie vir die wêreld, dan gaan jy in die wêreld pens en potjies beland. Met alles wat daarmee saamkom. Baie dankie vir 'n baie stimulerende gesprek en ek sien uit na die artikel. Ek gaan dit dadelik lees. Jy moet vir ons sê, dan stuur ons ook vir almal die nodige inligting dat hulle dit ook saam met ons kan lees. Dankie vir jou tyd en jou moeite. Dit was regtig baie sinvol. Dankie Pieter. Goed, Jolandi, baie dankie. Lekker dag verder vir jou. Dankie.